ongeloofbaar, is chemie. Hierdie hoofstuk het ek eintlik jou gevry, hy is eintlik 2 hoofstukke. En wat ek daarmee bedoel is, gewoonlik, elke hoofstuk is 1 vraag in die eindeksamen. Soos elektrisiteit is daar 1 vraag oor elektrisiteit. Foto-elektrische effek, daar is 1 vraag oor foto-elektrische effek. Hierdie ene is daar 2 vrae oor, want jy kry 2 soorte selle. Okay, so partykeer vra hulle net 1 vraag, maar onlangs vra hulle 2 vrae daaroor. So is 2 hoofstukke in 1. Dit is nie super moeilik nie en jy kan eintlik hierso patroontjies gaan leer. Okay, maar my super moeilik en jou super moeilik is 2 verskillende goeders, so dalk is dit vir jou super moeilik en dit is alright. Goed, bladsy 1 is 'n opsomming van jou graad 11 hoofstuk oor hierdie. Okay, Rikus, jy moet fokus. Goed, hulle sê, of ek sê hierso vir jou, hierdie hoofstuk se naam is elektrochemiese selle en dit is soos elektromagnetisme, elektrisiteit en magnetisme. Elektrochemies beteken elektrisiteit en chemiese effek daarvan. Okay, ons het laas jaar gedoen redoxe reaksies, waarvoor staan dit nou weer? Vir reduksie-oksidasie reaksies. En wat die hel is redoxe reaksies? Dit is wanneer daar 'n oordrag van elektrone van een stof na 'n ander stof is. Okay, en 'n oordrag van elektrone beteken basically vir jou dat elektrone beweeg. En wat beteken dit vir jou? Dit beteken elektrisiteit. Elektrone beweeg en dit beteken elektrisiteit. Okay, goed. Wat is of wat was oksidasie reaksies nou weer laas jaar? Oksidasie okay. Praat hulle. Oksidasie beteken ons 'n verlies aan elektrone. Beteken die stof het elektrone weggegee en ek het laas jaar vir jou gesê ons gebruik daai afkorting OIL vir oxidation is loss. OIL. Okay? En dan ek sê ek vir jou nakies hierso daar's 'n toename in oksidasiegetal. Wat beteken dit nou weer? Oksidasiegetal beteken valensie of dit beteken sy lading. So iets wat oksidasie ondergaan is byvoorbeeld as jy het sink gaan na sink 2+ toe. Sink gee elektrone weg en hy word sink 2+, dit is 'n oksidasie-reaksie. Dan het ons 'n reduksie-reaksie. Wat beteken dit? Beteken dis 'n wins aan elektrone of hy het elektrone bygekry en ek het vir jou gesê daai agtervoegsel of daai afkorting wat ons het is rig, soos dan jy 'n oil rig. Nee? Dis nie rig nie vir reduction is gain. Oil is loss of oxidation is loss, a reduction is gain. Okay, en hy het 'n afname in 'n oksidasiegetal. So dit is byvoorbeeld waar jy kry vir kom ons dink iets. Hy gaan van koper 2+ gaan hy na koper toe byvoorbeeld. So hy het elektrone bygekry. Okay, dan het ons die oksideermiddel en die oksideermiddel is die ding wat reduksie ondergaan. Dit is die stof so zink of koper of silwer of goud of wat ook al wat reduksie ondergaan. So hulle switch met mekaar. So die oksideermiddel ondergaan 'n reduksie en die reduseermiddel ondergaan oksidasie. Okay, julle het daai terminologie laas jaar geleer. En laas jaar het ek vinnig vir jou gesê, onthou nie metale oor die algemeen kry hulle elektrone by, hulle wen elektrone en hulle is daarom goeie oksideermiddels en metale is geneig om elektrone te verloor, daarom is hulle goeie reduseermiddels en dan, hierso is waaroor hierdie jaar so hoofstuk alles gaan, die feit dat stowwe verskil ten opsigte van hulle relatiewe sterkte as reduseer of oksideermiddels lei tot spontane redoksreaksies. Okay, so die feit dat party makliker weggee en party makliker elektrone kry, dit lei daartoe dat daar spontane reaksies plaasvind. Jy soek, ek wil verloor en dit maak dan dat jy redoksreaksies kry. En dan as jy daai beweging van elektrone kon vasvang, dan het ons actually 'n doel vir die reaksies. So elektrone word weggegee, elektrone kry by en daai beweging van elektrone as jy dit kan kry, by mekaar kry. Dan kan jy actually die reaksies gebruik
vir selle en dit is as jy chemiese energie, 'n chemikalie gee elektrone weg of 'n chemikalie vat elektrone, chemiese energie gaan omskakel na elektriese energie, elektrone beweeg, dan kry jy 'n elektrochemiese sel. En dit is basically 'n battery. Jou battery wat jy gebruik in jou flitslig of in jou wherever, dit is dit. OK. En hiervoor gaan ek gebruik tabel 4B. Nou onthou, ek het vir jou laas jaar gesê in 'n toets of eksamen sal jy altyd tabel 4A en tabel 4B kry. Altyd. So jy kan kies al my cheats en my storieetjies en wat ook al werk vir tabel 4B. Maar jy hoef dit nie te gebruik nie. OK, jy kan gebruik wat ook al vir jou werk. Ek wil julle nou nog iets gesê, tabel 4B, jy gaan altyd albei kry. Jy moet net mooi kyk watter een jy gebruik in 'n toets of eksamen. Nie dat jy nou dink jy gaan my cheat gebruik en dan gryp jy tabel 4A nie, dan gaan jy goed nie uitwerk nie. OK, so ek net vir jou soos 'n kort snippet gegee van tabel 4B nou weer. Hoe werk hierdie? Al hierdie reaksies word dieselfde geskryf. Hulle almal word geskryf as 'n reduksie halfreaksies. Maar ja, beteken dit nou weer? Reduksie is reduction is gain. So dit is almal geskryf as ons lees links van regs, dat hulle almal kry 'n elektron by. Okay, maar hulle is almal omkeerbare reaksies, so jy kan hom lees van links na regs of van regs na links. Okay, nou vir my cheat sheet op tabel 4B, maak ek dat so 'n Z maak. En daai boonste pyl, daai boonste reaksie moet jy lees van regs na links. Okay, so die pyltjie moet uitwys en die onderste reaksie moet jy skryf, lees van links na regs. En as jy dit lees van regs na links, so ek lees dit van kalium na kalium plus. Wat moes gebeur het? Hy moes 'n elektron verloor het. Electron loss, oil, oxidation is loss. So daai boonste reaksie gaan dan altyd die oksidasie halfreaksie wees en die onderste reaksie altyd die reduksie halfreaksie. En as jy so 'n Z kan teken, dan beteken dit die reaksie sal spontaan plaasvind of hierdie reaksie sal liewers plaasvind. En as hierbo die oksidasie halfreaksie is, dan beteken dit hierdie ding waarmee jy begin is die rediseermiddel. En die ding waarmee jy hieronder begin is die oksideermiddel. Okay, goed, so dis altyd die ding waarmee jy begin wat die middel is. Dis nie die hele reaksie nie en dis nie die ding waarmee jy eindig nie. Okay, goed. Nou kom ons by die eerste tipe sel wat ons gaan doen, 'n galvaniese sel of 'n elektrochemiese sel. Jy moet albei daai name ken, hulle gebruik hom heen en weer. 'n Galvaniese sel of 'n elektrochemiese sel. En wat is dit? Dis die definisie daar wat jy moet ken. 'n Galvaniese sel is 'n sel, so jy moet sê dit, jy kan nie sê dit is wanneer of dit is die ding nie, jy moet sê dis 'n sel waar chemiese energie omgeskakel word na elektriese energie. Dis die definisie. Ek voel jou definisies word al hoe makliker hoe later ons afgaan in die jaar, ja? Want wat is 'n generator? Dis 'n toestel wat meganiese energie omskakel na elektriese energie. Hierdie definisies is te maklik. Ekstra inligting, dit is nie deel van die definisie nie. Hierdie reaksies moet gewoonlik spontaan wees en hulle is eksotermies, menende hulle gee energie af. Okay, so hierso is 'n galvaniese sel en in daai sel dit is die volgende. Goed, nou ek het laas jaar hierdie sel probeer maak. Ek dink ek het al in my ek het besef hierdie is die 12de jaar van skool. So lank soos wat jy van graad 1 tot graad 4 jaar is, dis so lank ek al skool gee. Dis skrikkelik. So dit die hele hoërskoolloopbaan van voor af. Kry nou nie jammer. Ek kry myself baie jammer. Maar weer is ons en dis lekker. Okay. Goed. Nou, kom ons sê gou vinnig. Heel eers, ek kan net op sê. Hierdie wat ons hierso doen is 'n baie
eenvoudige beginplekkie vir 'n battery soos wat jy hom ken 'n dubbel A battery of 'n A battery. Okay, so dis die eenvoudigste konsep van hierdie. Hulle het nou obviously baie gevorder in batterye, maar dit is nou by die eenvoudigste konsep. So jy gaan aan die een kant, so gaan jy 'n beker hê met 'n vloeistof in, maar vloeistof gaan ons noem 'n elektrolyt. En dan aan die ander kant 'n beker met 'n ander vloeistof, 'n ander elektrolyt. Dan gaan jy hê so 'n glasbuis wat vloeistof gaan in hê. Ons noem dit 'n soutbrug hierdie een. Soutbrug. Ek gaan 'n vloeistof in hê, ook 'n elektrolyt, maar anders as hierdie twee. Mooi. Okay, en dan binne in hierdie wit goeders is glaswol. Okay, so dit lyk soos wol. Dit voel soos wol, maar dit is veselglas. Okay? So jy moet baie versigtig wees want hierdie glas kan natuurlik in jou vingers insteek. Jy sal never ever in jou life kry want jy gaan dit nie sien want dit is glas en dit steek skyn nie. Nou ek het laasweek ingesit, ek gaan dit nie weer doen nie want in hierdie 12-jarige skool het ek al hierdie self 'n paar keer probeer bou en ek kry dit nie reg. So ek het nou opgegee. Ek gaan in die jaar weer probeer. Julle kan al probeer as dit genoeg tyd het, maar ek het dit hier gesit. As jy dit vloeistof ingesit, daar vloeistof ingesit, dan bou jy. Dan sit jy nou draai, jy sit 2 stukke metaal in en nou dit opbring. Jy moet dit draai rondom en dan moet daar nou wals gaan. Okay? Soos ek sê, I do not get it. Ek weet nou nog iets gesê, ek wil vir julle die ander goeders wys. Ek kan net enige 2 metaalplaatjies kry, maar eintlik moet dit 2 verskillende plate wees. So hier is albei koperplaatjie, dit weet ons soos koper, jy kan sien dit in die kleur. En dan sit jy nou die plaatjie so, jy sit dit so, daar's 'n connection vir die draadjie en dan sit jy nou met as jy daar kyk sien jy daar's geen battery nie, want jy maak 'n battery. Jy sit in 'n galvanometer of jy sit 'n ammeter in sodat jy die stroom kan vloei. Okay. Dit is die eenvoudigste setup. Hierso is 'n setup vir hoe 'n battery is wat jy ken, so 'n gewone galvaniese battery. Dan sien jy hierso so ding, hierdie is van porselein gemaak, maar hy kan vloeistof deurlaat. So dit beteken hy's poreus. Jy kan hom vloeistof deurlaat en dan sien jy nou hierso 'n stukkie sin en dan hier binne moet ek nou 'n ander stukkie koper sit of wat. Okay. So hierso is dit kan of so lyk. En dit is 'n galvaniese sel, 'n elektrochemiese sel. Jy moet al sy dele ken. Okay. So hierso sien ons het ons 'n bakkie, daar's 'n bakkie met hierdie blou vloeistof in. Daai vloeistof is die elektrolyt. Wat is die elektrolyt nou weer? Hieronder is hy 'n elektrolyt is 'n oplossing van die ione wat elektriese stroom gelei. Jy moet al hierdie definisies ken. Okay, so wat is 'n elektrolyt? Dis 'n oplossing van ione wat elektriese stroom kan gelei eintlik, soos byvoorbeeld natriumkloried of byvoorbeeld kaliumnitraat of byvoorbeeld koperkloried. Dis gewoonlik 'n metaal met of 'n kation en 'n anion. 'n Positiewe metaal teen die een met 'n negatiewe ion van 'n soort. Dan sien jy hierin is hierdie stokkies. Daai stokkies het ek nou hier voor vir jou gewys, hierdie plaatjies. Hierdie is van metaal gemaak. Dit kan ook van koper gemaak word. Voor het ek hom. Ag nee, koper nie, koolstof, ekskuus. Julle het al hierdie gesien, ek dink dit graad 9 of graad 8 het julle hiermee stroom kry. Hy kan van koolstof gemaak word. Hy word genoem die elektrode. Die elektrode. Okay, so jy het 2 elektrodes aan die een selletjie, ag van die een kant en die ander kant. Dit is die stof wat gebruik word as 'n kontak tussen die eksterne elektriese stroombaan en die elektrolyt. So wat doen hy? Hy konnek die vloeistof met die eksterne stroombaan. Dit is die elektrode se doel. Okay? Nou, ons het die anode en ons het 'n katode. Die anode en ons het 'n katode. Nou die anode in hierdie elektrochemiese selle is negatief en die katode is positief.
En die anode is waar oksidasie plaasvind en die katode is waar reduksie plaasvind. Nou as jy vinnig 'n klein bietjie gaan onthou, nee, as jy sê wag net gou. Juffrou het nou net gesê die anode is negatief. Waar is ek hier? Soos ek hierso het ons gehad die anode was gewees positief. So kan dit verskil. Ja, dit kan verskil. Dit hang af watter tipe sel jy het. As jy begin met 'n battery, dan is die anode positief. As jy 'n battery maak, dan is die anode negatief. Okay, nou as jy enigstens soos ek is, dan kan dit glad nie vir jou so werk nie, want jy gaan jouself te mekaar maak. Okay, so wat altyd waar is, altyd waar is die anode is waar oksidasie plaasvind. Maak nie saak watter tipe sel jy het nie. En die katode is waar reduksie plaasvind. So hoe onthou ek hierdie? Anode, A is 'n klinker en O is 'n klinker. Klinker en klinker gaan saam. K is 'n medeklinker of wat noem jy dit? 'n konsonant, medeklinker? Konsonant? Albei? En R is ook ene, so hulle twee gaan saam. Hoe kan jy dit onthou vir jouself? Want jy moet weet, want hulle gaan vir jou vra anode, wat vind daar plaas, oksidasie of reduksie? En dan is dit nie iets waar jy 5 minute moet wonder nie. Okay, dan, jy kry 2 soorte elektrodes. Okay, jy kry 'n reaktiewe elektrode en 'n onreaktiewe elektrode. Wat bedoel ek daarmee? Jy kry 'n elektrode wat deelneem aan die reaksie. So as ek byvoorbeeld nou hierso koper het, koper kan, as ek nou die regte sel hier aan mekaar sit, kan nou of 'n koperlaagie vorm, menende die koper gaan al hoe dikker word, of hy kan die koper wegbreek. Dan beteken dit hierdie koper neem deel aan die reaksie. So dan sê hy 'n reaktiewe elektrode. Ek kan ook hê net die koolstof en dan vreet hy hierdie koolstof weg. Die koolstof bly nie. So die koolstof is net 'n kontakpunt, maar hy gaan nie wegvreet nie en hy gaan nie, jy weet, om deel nie van die reaksie dat hy nou bind aan iets anders nie. Dan is hy 'n onreaktiewe elektrode. Okay, so jy kry 2 soorte elektrodes, ja? Dit was battery af of ja. Losse vloeistof. Ons gaan daar wel kom. Maar dit gaan nie wees of die vloeistof elektrolyt is leeggetel, so dit is nie net water, of die metaalpartjies weggevreet. Maar dit hang af wat se sel jy het, dit hang af wat se chemikalie jy het. Okay, goed. So, jy kry of 'n reaktiewe elektrode en dan is die elektrode dieselfde as die elektrolyt. Wat bedoel ek daarmee? Dit is as jy byvoorbeeld koper in koper, kom ons maak dit koper sulfaat het. Dan word dit beskou as 'n reaktiewe elektrode, want die koperplaatjie is binne 'n kopersulfaat oplossing, so same reaktief. Okay? Die onreaktiewe elektrodes is 10-1 platinum of koolstof. Okay, nou ek het vir jou gesê aan die begin van die jaar. Jy moet onthou die hele jaar lank iets van platinum. Wat het ek vir jou gesê? As ek sê platinum, dan sê jy waterstof vir my. Platinum word gebruik as ons na waterstof kyk. Jy kan hom ook gebruik vir ander goeders, maar as waterstof daar is, dan moet jy weet platinum moet ook daar wees. Okay, dan het ons goeders soos 'n halfsel. Wat in hierdie wêreld is 'n halfsel? Dis presies wat hy sê. Dis die 1/2 van die sel. Daai is 'n halfsel. Hierdie elektrode in hierdie vloeistof is 'n halfsel. Hierdie elektrode in hierdie vloeistof is 'n halfsel. Okay? So dit is die metaalelektrode in 'n oplossing van ione van hierdie metaal. Byvoorbeeld koper in kopersulfaat. Dit word genoem as 'n halfsel. So een battery bestaan uit 2 halfselle. Okay? Dan het ek vir jou gesê van die soutbrug, dis 'n glasbuis wat so gebuig is. Dit is 'n poreuse versperring. Wat trek ek met my vraag? Erikus, het jy iets geantwoord? Nee, jy het nie. Okay, Frederik, ons begin by jou. Frederik, wat die hel beteken poreuse? Geef my 'n voorbeeld in jou lewe, elke liewe dag, iets wat poreuse is. Call a friend, ask the audience 50-50.
Rikus, incoming call. Rikus het ook nie lewens nie, so hoekom bel jy hom? Bel iemand wat lewens het. Het Rikus lewens? Wat? Ek sien jou met die EGO sak. Rikus, jy moet weet. Gebruik jy 'n spons elke liewe dag? Nee. Jou vel is poreus, want hy kan water deurlaat, hy kan olie deurlaat, hy kan sekere soutte deurlaat. Okay, so dis 'n poreuse versperring wat 'n sterk elektrolyt bevat. Nou wat behels 'n sterk elektrolyt? Dit beteken hy het ione wat nie sommer met iets anders bind nie. Ione wat klein is, wat kan beweeg en wat nie sommer aan iets anders bind nie. 'n Sterk elektrolyt bevat wat die twee halfselle verbind. Dis super belangrik. Wat is die funksie van 'n soutbrug? Sy funksie is om die twee halfselle te verbind, wat dit moontlik maak vir ione om van een halfsel na 'n ander sel te beweeg. Okay, so ek was besig nog om iets te sê. Hier so 'n glaswol in en die rede hoekom 'n glaswol hier binne is hy's redelik stewig, so hy gaan nie collapse in homself nie. En hy maak nie dat die vloeistof nie loop nie, maar die vloeistof daardeur beweeg. Okay, so binne hierdie het ons glasvesel of glaswol. Dit kan ander goed ook wees, maar meeste van die tyd in so 'n sel is dit glaswol, maar in ander selle sal dit nou wees hierdie poreuse porselein tipe houer. Dit kan wees 'n sif. In groot fabrieke gebruik hulle so fyn sif wat net sekere stowwe deurlaat, maar ons kom ook daarby. Okay, dan hier langs aan sê ek vir jou kaliumnitraat. Nou, meeste van die tyd gee hulle vir jou wat ook al in die soutbrug kom. Maar nou en dan in 'n multiple choice vraag of wat ook al sê hulle vir jou, watter stof sal gepas wees om in hierdie soutbrug te gebruik? Okay, nou jy moes in graad 10 'n hoofstuk gedoen het wat hulle nie gedoen het as gevolg van COVID, wat jou hier sal help om te kies watter stof kan jy nie gebruik nie. Want ek dink ek het hier 'n voorbeeld op die bord en ek het vir julle gewys. Ons het so 'n wit neerslagting gemaak. So as jy byvoorbeeld silwernitraat kies om in jou soutbrug te wees, dan kan dit groot katastrofiese goeder wees vir jou selletjie, want hy slaan meer as silwerkloried en dan klok dit jou soutbrug en dan gaan jou battery nie werk. Okay? So julle het nou nie daai hoofstuk gedoen nie. Julle weet nie watter stowwe pas nie by watter stowwe nie. So as jy 'n keuse het, dan gaan jy sê kaliumnitraat, want hy is altyd oplosbaar in enige situasie. Alle nitrate is oplosbaar en kalium of alle groep 1 elemente is baie reaktief, so hulle sal liewer, jy weet, in oplossing wil wees en beweeg en met iets wil gaan elektrone uitruil as wat dit vas is in 'n binding. Okay. Goed, dan, elke selbattery het sy eie naam. Okay, so daai naam beskryf wat binne in die battery of binne in die selletjie is. So die van julle wat nou hou van batterye en karre en dinge, jy sal nou 'n bietjie die verskil weet, want jy sal weet, as ek hierdie ding bou, moet ek liewer hierdie tipe sel vat of hierdie tipe sel vat. Maar as jy enigstens soos ek was, het jy nie 'n klou gehad dat selle name gehad het of verskillend is van die een battery na volgende een en nie, maar hulle het. Okay? Nou, jy moet daai naam kan gaan neerskryf. En daai naam beskryf wat binne in die sel is. Okay, so ons noem dit die selnotasie. Die selnotasie is sy naam, basically. Okay, en dit is 'n simboliese voorstelling van die elektrochemiese sel. So hy sê vir jou wat binne-in is. En jy kry 2 tipe benamings. Okay, jy kry een waar jy 'n aktiewe elektrode het, waar hy nou deelneem aan die reaksie, en een wat daar staan nou inert. Inert is Engels vir onreaktiewe. Reaktiewe elektrode. So hy neem nie deel aan die reaksie nie. Okay, nou hierso gee ek vir jou soos half 'n blueprint vir hoe jy dit skryf, maar gaan jy nou wys. Jy gesien dis eintlik verskriklik maklik. Jy skryf die anode neer, so die elektrode wat die anode is. Dan maak jy so 'n reguit streepie. Dan skryf jy die geoksideerde stof, die ding wat oksidasie ondergaan het. Dan 2 streepies, daai 2 streepies verteenwoordig die soutbrug. En dan die gereduseerde stof streepie en dan die katode. Okay? Kom ons kyk gou hier langs aan. So, hierdie is jou 1/2 sel, jou 1/2,
en hierdie is jou ander helfte. Jy gaan byvoorbeeld hê koper, streepie, gaan na koper ioon toe. En dan dubbelstreepie wat die soutbrug verteenwoordig, en dan silwer ioon gaan na die silwer toe. Is jy met my? Okay, so jy gaan altyd elektrode, en dan die elektrolyt se positiewe ioon, en dan die elektrolyt se positiewe ioon, en dan die ander elektrode. Okay, ons gaan hom baie oefen. As jy onreaktiewe elektrodes het, dan gaan jy dit net nog meer hierso teen die kant skryf. So, nog 'n streepie teen die kant, nog 'n streepie teen die kant skryf. Soos byvoorbeeld hierso, het ek nog 'n streepie platinum, maar dit kan nog 'n streepie koolstof ook wees. Dit hang af wat jy het. Okay, so ons gaan dit ook oefen. En dan sê ek net vir hierso, onthou ons gebruik tabel 4b, maar ek het nou daaroor gepraat. Okay, kom ons kyk gou hoe lyk so 'n elektrochemiese sel. Goed, hierso sien jy, is 'n koper-sink sel. Hoe lyk hierdie koper-sink sel? Aan die een kant het ek vir sink, die sink elektrode, binne 'n sinksulfaat oplossing. Aan die ander kant het die koper elektrode in die koper sulfaat oplossing. Dan sien jy, hierso het ek 'n soutbrug, en in hierdie soutbrug het ek nou vir kaliumkloried. Nou ek weet kaliumkloried is fyn, hy sal nie neerslaan met enige een van hierdie twee nie, maar as jy 'n keuse gehad het, dan sê jy geskryf het kaliumnitraat. Okay, kloried is so 'n bietjie van 'n karnalie, hy slaan neer met party goeters, wat jy nou weet nie. Dan sien jy, hierso is in die eksterne stroombaan, het ons nou draadjies aan die elektrode vas, en daar het ek nou 'n voltmeter oorgeskakel om te kyk of daar 'n verskil in potensiaal is. Okay, hoe werk hierdie halfsel? Dit sê vir jou, sink is 'n sterker reduseermiddel as koper en word by die anode geoksideer en gaan in oplossing as sinkione. Die elektrode wat agtergelaat word, gaan vloei deur die eksterne stroombaan na die positiewe katode, dan met die katode gaan die koperione gereduseer word en vorm 'n neerslag as koper, en dan die sink en die sulfaatione beweeg deur die soutbrug en voltooi die stroombaan. Okay, juffrou, woorde beteken vir my niks. Wat bedoel jy? Ek wil graag hê jy moet nou vir my asseblief jou tabel 4b uithaal. Nou in die begin van die jaar het ek vir jou datatelle gegee. Ja. Wat? Ek het. Jy moet kyk die klein datatelle. Wie kort die tabel 4b of datatelle? Ja, baie ja. Iemand. Hierdie is 'n graad 11 datatel, maar dit is volgende. Kort nog iemand? Dit is daar hier ook seker nie. Ek nog ja, vir jou ding. Ja, opleer weer. Well. Nog iemand? Okay. Goed. So, tabel 4b wil ek nou hê jy moet asseblief vir my gaan soek vir koper en sink. Okay, so in tabel 4b wil ek hê jy moet nou vir my gaan soek vir koper en sink terwyl ek gou ook net daar kyk. Kyk maar afneem, waar is hy? Nee. Soek jy een, Linden? Ekskuus? Nee, ek wil hê jy moet een hê voor jou. There we go. Oepsie. Okay. Goed, so daar het ek vir tabel 4b. Ek hoop julle almal het nou een voor jou. En jy gaan soek vir koper en sink. Nou sink is redelik maklik want daar is net een sink. Daar's hy. Koper is bietjie moeiliker want daar is 3 kopers. Okay? Daar is ek moet vanaand my kop reg kry. Hierso is koper plus na koper 2 plus, hier's koper na koper 2 plus en hier's koper na koper 1 plus toe. Okay.
Nou, partykeer waarmee is julle besig daar? Wat is op jou foon? Ek het niks van daar is gevoel. Bære die foon. Gon. Wat kyk julle? Ek wil ons net se kyk. Okay. Goed. Nou, daar's een wat jy dadelik kan uitskakel in hierdie voorbeeld. In die eksamen mag jy dit dalk moet gebruik, okay? In hierdie voorbeeld, die een wat jy kan uitskakel is koper plus na koper 2 plus. Hoekom? Want ons begin met 'n koperstaafie. Ons begin met die solid koper wat nog nie in die ione is nie. Okay, so die ene gaan definitief nie wees nie. So is dit of koper na koper 2 plus of koper na koper 1 plus toe. Nou die een as hulle nie vir jou sê nie, as hulle nie vir jou 'n klou gee of sê hy gaan na 1 plus nie, die een wat jy gebruik is koper na koper 2 plus toe. Okay. So daar is jou 2 elektrodes. Jy kan sien wat het ek eers gaan doen? Ek het my 2 elektrodes gaan soek en ek het hulle gaan highlight, die elektrode. Okay? Dan moet ek nou uitfigure watter een gaan oksideer, watter een gaan reduseer. Ek weet dit sê in jou notas vir jou, maar in die eksamen gaan dit nie vir jou sê nie. Jy moet weet. Okay? Nou, ons het gesê hy moet 'n Z maak, né? Nee? En ons het gesê dat boonste ene moet oksidasie wees en die onderste ene moet reduksie wees. So wat beteken dit vir ons? Dit beteken sink gaan na sink 2 plus toe en koper 2 plus gaan na koper toe. Dit gaan my 2 halfreaksies wees. Nou, hulle gaan vir jou in die eksamen vra, hoekom? Dan kan jy nie sê want dan werk die Z uit nie. Jy mag dit nooit sê nie. Wat jy gaan sê is, jy moet kyk hier op die kant van jou tabel sê dit, toenemende reduserende vermoë. En dan wys die pyltjie op. Die rede hoekom sink en koper so gaan reageer soos wat hulle doen, is omdat sink hoër op is en hy het 'n sterker reduserende vermoë. Okay? So dis is as jy vra vir my tussen my en Linden, wie gaan beter doen in 'n wetenskap vraestel, dan gaan julle sê Linden. Hoekom? Want hy het 'n beter wetenskap vermoë. Dit lyk nie altyd so nie, maar jy het gebruik dit. Okay. Goed, verstaan julle wat ek sê? Ja? So, dit is nie juffrou Marx het gekies of wat ook al nie. Die klomp reaksies het hulle gesien. Sink geef makliker sy elektrone weg as koper. Sharp. So jy gaan sê, jy kyk hierbo, dan sê jy sink is 'n sterker reduseermiddel en daarom gaan hy oksideer na sink 2 plus toe. Onthou die ding wat bo is, gaan oksideer. Is julle met my? Want daai sin wat jy daar sê, tel 3 punte. Daai een sin. Sink is 'n sterker reduseermiddel en daarom sal dit oksideer, nog 'n punt, na sink 2 plus toe. Okay, so dit is hoe jy weet dat daai reaksie so is en by hierdie ene gaan jy begin by sink 2 plus, koper 2 plus en hy gaan na koper toe gaan. Okay, iemand 'n vraag daar. Juffrou, kan jy iets weer sê? Ek het jou gemis, ek het jou verloor, jy het te veel gepraat, te min gepraat, ja? Dit is nie waantoe 'n koper in sy natuurlike reaksies na toe gaan nie. Dit kan gebeur, maar dan moet die kondisies reg wees, soos jy moet dit aansuur of jy moet dit verhit of jy moet wat ook al. Dit kan gebeur, maar dit is nie sy natuurlike reaksie nie. Okay, goed. So wat die hel het ek nou net vir jou gesê. As jy kyk na jou prentjie, het ons gesien dat tussen die twee is sink die sterker reduseermiddel. Ek weet dit staan alles daaronder, ek gaan dit nou in die prentjie saam met jou doen. Sink is die sterker reduseermiddel. Wat beteken dit? Beteken hy gaan oksideer. Wat beteken oksideer nou weer? Oxidation is loss. Hy verloor wat? Hy verloor elektrone. So wat hier gaan gebeur, is hierdie sink gaan begin oplos in die vloeistof. Okay? Soos Inos Berocca tabletjie oplos in water. So gaan hierdie ding begin oplos. Hy gaan dit nie fizzle nie, dit gaan 'n rukkie vat. Okay? So dit beteken hierdie sink gaan begin weggevreet word.
Daai sinkmetaalplaatjie gaan minder word, sy massa gaan minder word en hy gaan oplos in hierdie vloeistof as sinkione. En dan, soos wat hy oplos, bly daar elektrone hier agter op sy stafie. OK? En die elektrone gaan dan beweeg in die eksterne stroombaan, wat hierdie ding sy wils gaan gee, na die positiewe katode toe, na die positiewe kant hierso. OK? En dan aan hierdie kant gaan dan daar 'n opbou van elektrone wees, wat van hierdie kant af kom. En wat dit gaan doen, is dit gaan in hierdie oplossing, ek gaan net gaan inzoom, in hierdie oplossing sit ons met koper-ione en ons sit met sulfaat-ione. Want 'n koper-sulfaat oplossing, enige souterige elektrolyt oplossing, is eintlik net klomp ione wat daar ronddryf. Okay? So in hierdie blou, dit is mos 'n mooi turquoise blou oplossing. Ek het julle al dit gewys. Ek voel ek sal definitief weer. Hierdie koper-sulfaat oplossing. Sinksulfaat is baie boring, hy is deurskynend, maar hy slaan oranje neer. Sinksulfaat, gaan so 'n bietjie oranje neer, maar hy's nie deurskynend. Maar koper-sulfaat is so blouerig. Okay. So in hierdie blouerige oplossing, wat vloei daar basically daar rond? Koper-ione en sulfaat-ione. Okay. So waar is ek hierso? Hierdie elektrone beweeg hierso, oepsie. Hierdie elektrone beweeg hier in die eksterne stroombaan hierdie kant toe. En nou is hier dan ekstra elektrone en dit trek hierdie koper-ione uit die oplossing uit. So hierdie koper-ion kry elektrone by gain of electrons is reduction. Reduction is gain. So hierso gaan hierdie koper-ione gaan dan hiernatoe en hy kry die elektrone en hy slaan neer as koper. Wat beteken dit? Daar gaan so 'n koperlaagie hierdie kant vorm so rondom in die vloeistof. So wat het ons dan nou hier? Ons het hierdie elektrode wat se massa al hoe minder gaan word. Hoekom? Want hy los op in die vloeistof, want hy's 'n sterker reduseermiddel, menende hy wil sy elektrone weggee. Hierdie ding gaan geoksideer word, gereduseer word en hy gaan dan neerslaan as 'n koperlaagie. So sy massa gaan al hoe meer word. Nou, wat is nodig vir 'n stroombaan om te bestaan? Twee goed. Geslote stroombaan en iets wat potensiaal verskaf. Hierdie vloeistowwe en elektrodes verskaf potensiaal, maar stroombaan is nog nie geslote nie. Hier is nog net so. En dit is nie geslote stroombaan nie. So om hom toe te maak het ons hierdie soutbrug. En wat kom in die soutbrug bymekaar? As jy kyk, hierdie kant het ons nou klomp sinkione wat in oplossing gaan en hierdie kant het al die koper-iones uit die oplossing uit. So jy het net klomp sulfaat-ione hieroor. So hier in hierdie vloeistof is sulfaat-ione en hierdie vloeistof is koper-ione wat in positief en negatief, hulle trek mekaar aan. So hulle gaan nie op en hulle ontmoet hier in die soutbrug en die stroombaan is voltooi. Okay, wat sal jy nog sien? Jy sien drie goeders. Jy sien dat hierdie een se massa minder word. Jy sien dat hierdie een se massa meer word en jy sal sien dat hierdie vloeistof minder blou word. Want al die blou koper word uitgetrek.